Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 18 Maart, om vir mekaar te bid. Kom ons open met gebed. Liefdevolle Vader, ons sê weer eens vir u dankie, dat om u woord te kan bestudeer. Liewe seën asseblief vir die studie, en laat dit asseblief gebruik word, om ons harte aan te raak. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Kolossense 4 vers 2 tot 4. Watter beginsels vir gebed vind jy in hierdie verse? Watter gebedsversoeke maak Paulus hier? Ons lees Kolossense 4 vers 2 tot 4. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging en bid tergelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Kolossense 4 vers 2 tot 4. Sommige van die mees belangrike woorde wat ons aan iemand kan sê wat sukkel met verskeie soorte vraagstukke, of dit nou familiesake of gesondheid of geldelik of iets anders is ek bid vir jou. Hierdie is die hemel se gekose middel om kontak te maak en met mekaar te verkeer. Ellen G. White, die Groot Stryd, bladsy 525, sê vir ons, dit is deel van God se plan om aan ons, in antwoord op die gebed van geloof, daardie dinge te gee wat hy nie sou gee as ons nie daarom gevra het nie. Let op na die treffende gebedsverwysings wat Paulus gebruik in Kolossense 4 vers 2. Hou aan of volhard, waak daarin en met danksegging, wat aandui dat hierdie 'n gebed van geloof is. Hy sê aan ons in Efesiërs 6 vers 8 om altyd aan te hou bid en in 1 Tessalonisense 5 vers 17 sonder ophou. Wat verbasend is, lees ons in Romeine 8 vers 26, selfs al weet ons nie reg wat om te bid nie, die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Lees Kolossense 4 vers 3 weer. Watter deur van die woord mag God vir jou oopmaak om jou geloof te deel? Kolossense 4 vers 3 lees, en bid tergelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is. Dit is betekenisvol dat Paulus ook gebid het om die regte woorde te uiter. Soms, wanneer ons sy briewe of sy toesprake in die boek Handelinge lees, dink ons dat die apostel altyd welsprekend was en nooit getwyfel het oor wat hy moes sê nie. Maar hier vra hy vir gebed, sodat hy die boodskap openbaar kan maak in Kolossense 4 vers 4. Hy gebruik ook 'n baie belangrike Griekse woord, dei, in die laaste frase van die vers, wat as soos ek dit behoort te spreek vertaal kan word. En wat wys op die goddelike noodsaaklikheid van die werk om die evangelie te verkondig. Hy het besef hoe belangrik dit is om die boodskap aan mense op die hoogste vlakke van die Romeinse regering aan te bied, wat die keiser se huisgesin ingesluit het. Ons gaan lees en afsluit met 'n aanhaling uit Ellen G. White, Die Helende Hand, bladsy 510 en 511. Dis nie altyd nodig om te kniel om te bid nie. Kweek die gewoonte aan om met die Here te praat wanneer u alleen is, wanneer u loop en wanneer u met u daaglikse werk besig is. Hef u hart gedurig in stille gebed op om hulp, lig, krag en kennis. Laat elke asemhaling 'n gebed wees. Ellen G. White, Die Helende Hand, bladsy 510 en 511.